Ja, Vader, U is 'n awesome God. U is 'n good Father. En Koning Yeshua, dankie dat U vanoggend hier saam met ons is. You are in the room. En daarom wil ek vra, kom spreek deur hierdie lippe van klei. Net U woord, net U lewende woord. Kom leer ons U waarheid. Yeshua, want U is die waarheid. U is die weg, die waarheid en die lewe. En ons wil U disippels wees, ons wil U volgelinge wees. En Vader, daar waar die besproeiingspype so bietjie lek. Daar waar die besproeiingspyp dalk so bietjie seer gekry het. Daar waar die besproeiingspyp nie meer so lekker werk nie, want die water kom nie uit nie. Wil ek graag vra dat U vandag U pottebakkerhande daarop sal kom sit. Dat U healing sal vloei en dat hierdie besproeiingspype sal werk en aan die ander kant van die besproeiingspyp dat daai lewende water so sal spuit. Dankie vir die grond, Papa God. Dankie vir die saad in die grond wat van U afkom. Dankie vir die water wat uit die lug uitkom en dankie Papa God, tot daar, Abba, dat U ons roep om saam met U diensbaar te wees. Om die saad wat U gee, in die grond te gaan sit wat U gee. U ontkiem die plant, U gee die lewende water. U wil net hê dat die bespreiingspype moet werk. Maar die bespreiingspype is, daar's 'n blokkasie. Daar's 'n blokkasie en ek bid Vader, mag dit in Yeshua se naam, daai blokkasie nou oopgaan, in Yeshua se naam. En dat die lewende water sal deurvloei, en dat ons pype sal wees for your kingdom. Dankie Vader, dankie Koning Yeshua, you are in the room. When you walk into the room, everything changes. Kom raak ons aan vandag hierso. Ons eer U, Abba, ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel. Met 'n vuurkoel. En ek wil net vra, Heilige Gees, you are so welcome in this place. You are so welcome. Dankie Vader. Ons is hier so, Papa God, om U alle eer te bring. Kom spreek U lewende woord uit die troonkamer. Elke woord uit die troonkamer, Vader, as in hierdie lippe iets kom wat nie van U af is nie, mag my mond toeplak. Mag my tong my vir die hemel te vasplak, dat daar nie 'n woord sal uitkom wat nie die waarheid is nie. Ek pleit by U, Abba. Net U waarheid. Dankie vir U goedheid. You're an awesome God. Ek bid, Abba, dat ons ore sal oopgaan en dat ons oë sal oopgaan. Spreek U lewende woord. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevaweh. Amen, amen, amen. Baie welkom vanoggend. Ek het net vanoggend, daar's Kelly nou. Kelly, baie geluk met jou verjaarsdag later in die week. Kelly, ja, daar's hy nou. Ek het probeer so naas moontlik aan te trek soos 'n boer. Ek hoop ek kwalifiseer. Want ons gaan vandag bietjie saad saai. En ek het 'n mate van saad gekry van Abba om te saai vandag. 'n hele sakkie vol. En aanvanklik het ek gedink ek gaan dalk net so 3 van die saaitjies uithaal en saai. Ons sal kyk wat doen Abba. Ek wil graag vanoggend, ons is in die 22ste parasha, die 22ste gedeelte wat ons saam bestudeer, en die gedeelte uit die Torah word genoem Vayakehel,
wat beteken en hy het vergader. So hierdie naam is afkomstig van die eerste woorde van die eerste vers van hierdie week se gedeelte wat ons saam bestudeer, Eksodus 35 vers 1, waar toe het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar laat kom en aan hulle gesê, dit is die woorde van Jotawawai wat hy beveel het om dit te doen. Nou hierdie bymekaar laat kom in Hebreëus is Vayakehel, en dit is hoekom ons ook vandag as 'n geestelike familie bymekaar kom. En hierdie week se gedeelte Vayakehel beskryf hoe die kinders van Israel saam gewerk het om die tabernakel te bou. Hoe die kinders saam gewerk het om die huis van God te bou. Want 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, ons sê dit baie in hierdie kerk, alles wat opgeskrywe is daar vir waarskuwings en is daar vir ons om van te leer. So, hoe funksioneer die kerk saam? Ons kom hier by mekaar en dat Abba Vader sê hierdie gedeelte waar ek heel beskryf hoe die kinders van Israel saam gewerk het om die tabernakel te bou. Ons het saam gewerk, ons het 'n opdrag van Yeshua, Matteus 28 vers 19 gaan. Maak disippels. Wat doen ons dan? Doop hulle en dan leer hulle. Ons het nodig om saam te werk. Ons het nodig om lewende water in die landerye uit te kry en ons is die besproeiingspype. So die week se gedeelte wat ons saam bestudeer is Eksodus 35 vers 1 tot Eksodus 38 vers 20. In die profete gedeelte 1 Konings 7 vers 13 tot 26 en 1 Konings 7 vers 40 tot 50 en dan in die Nuwe Testament waar ons vandag gaan stil staan 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 15. Ons gaan actually net so 4 verse daar by stil staan. Ons weet Moses was 40 dae op berg Sinaï gewees. En Abba Vader het vir hom, terwyl hy op die berg Sinaï was, voor hy met die 2 kliptafels afgekom het Abba Vader vir hom gewys presies hoe om die tabernakel te bou. God with us. Want Abba Vader het gesê, hy wil saam met ons wandel, nee. En net so is ons nog steeds, het ons nodig om so te bou, dit waarin Yeshua bou. Waarom bou Yeshua? Aan die kerk. Yeshua bou in die kerk, het staan so in Matteus 16. Ek bou die kerk, sê Yeshua. En ons is kabinetslede van ons koning, ons bou saam met hom. So wat Vader het vir Moses gesê in Eksodus 25 vers 8, bou vir my 'n heiligdom, dat ek in julle midde kan woon. Is ek en jy nog besig om te bou aan Abba Vader se koninkryk, dat hy saam met ons is, dis hoekom ons vandag hier is. Nou ek is seker, Moses kon nie wag toe hy op die berg was om hierdie instruksies dat Abba Vader saam met hulle gaan wandel, want hy moes 'n paar keer berg Sinaï opklim en afklim. Jy kan gaan luister na hierdie week se gedeeltes. As jy dit nie kry nie, vra na die tyd gou vir Dylan en Andrew. Ons stuur amper elke dag, daar's 'n dagstukkie vir elke dag oor die week se gedeeltes wat ons saam bestudeer. Maar Moses het 'n klomp keer die berg Sinaï opgeklim en afgeklim. En hy kon sekerlik nie wag om hierdie heiligdom te bou dat Abba Vader in hulle midde woon nie. So Moses se instruksie het begin met die opdrag in Eksodus 35 vers 5. So hy kom terug en hy sê, hoorie, so ek gaan julle nou vertel om hierdie tabernakel te bou, maar daar's eers iets wat ons moet doen. En hy sê in Eksodus 35 vers 5, sê hy, neem van julle besittings en offergawe aan Jotawawai. Laat elkeen wat 'n gewillig is in sy hart, dit bring. Die offergawe van Jotawawai. Die offergawe van God. Die offergawe van Jotawawai, dis sy naam. Offergawe is die woordjie terama. Terama wat beteken bydra, porsie, geskenk, 'n vrywillige offer. Abba Vader verplig jou nie, dis nie tiendes nie. Hy sê, as jy regtig in jou hart voel, jy wil vir my dankie sê, omdat ek hier saam met jou gaan kom woon, jy's vrywillig, laat die kom wat wil kom en bring vrywillig net wat jy wil. Maar binne hierin leer Abba Vader ons iets amazing, om deel te wees in sy koninkryk. Dan sê Moses ook verder in Eksodus 35 vers 21, en elkeen wie se hart hom opwek en elkeen wie se gees hom aangedryf het gekom. Hulle het die offergawe van Jotawawai gebring vir die werk
aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was. Met ander woorde, die woord sê, Moses sê, en elkeen wie sy hart hom opgewerk het. Moses het geen verpligting op niemand geplaas nie. Hy sê, elkeen sy hart het hom opgewek en sy gees het hom aangedryf om te kom gee, sodat die tent, daar waar Vader saam met hulle gewandel het, sodat hulle dit kon bou, en elkeen wat gewillig van hart was, het die manne en die vroue almal uitgebring. Of dit nou jou tyd was, en of jy materiaal gehad het, of jy goud gekry het, alles. Waar het hulle die goud en die materiaal en al die dinge gekry? Want Shoprite, of daar was eers mis, OK, of Builders, en hy was mos nie daar nie. Hulle het, die woord sê, die kinders van Israel het baie meer gees, hulle het meer as genoeg gegee. Meer as genoeg. Vir die grootste projek wat die wêreld nog ooit gesien het. Dit met gewillige harte. Ons het laas jaar gekyk na hierdie vrywillige offer, na hierdie terama. En dit wat hulle gebring het, was eintlik het aan Abba Vader behoort. Alles behoort aan Abba Vader, Psalm 24 vers 1, 9 keer in die woord sê, alles behoort aan Abba Vader. Alles behoort aan hom. Maar onthou die aand voor hulle weggetrek het, toe hulle die lam moes slag en die bloed aan die deurkosyne gesit het, voor hulle uit Egipte getrek het uit slawerny. Toe het Abba Vader vir hulle gesê, kry al die goud, silwer en materiale wat deur die Egiptenare aan julle gegee sal word. En dis die aand voor Abba Vader hulle met 'n sterk regterhand en 'n uitgestrekte arm verlos het deur die bloed van die lam. Abba Vader het hulle verlos en hy het vir hulle gesê, maar gaan kry al hierdie goud en dit. So hulle het net stewardship uitgevoer. Hulle het net rentmeesterskap uitgevoer. Net so het ek en jy dit wat ons besit, het ons net rentmeesterskap, want niks wat ons besit kan ons saamvat hemel toe nie. So ons is net hier, tydelik. Jy kan nie jou eiendom saamvat hemel toe nie. Bly agter. Niks wat jy op aarde hier saam kan bou, geen materialistiese dinge wat jy hier op aarde bymekaar maak en jy saamvat hemel toe nie. Daarom gaan ons vandag na die Nuwe Testament gedeelte kyk in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 11. Maar voor ons daar lees, wil ek eers net gou 'n storie vertel aan die jonger geslag. Ek wil vir julle vertel van 'n koning wat na 'n dorpie toe gegaan het. Die dorpie, hy was die koning oor hierdie dorpie, maar hy het net so buitekant die dorpie het hy gebly. En hy het op 'n dag na die dorpie toe gegaan om al die mense in die dorp te groet. So hy het so deur die strate beweeg om almal te groet. Hy het deur die strate gedwaal en terwyl hy dit doen, kom hy af op 'n bedelaar wat langs die pad sit. Hy kom by 'n bedelaar wat met 'n emmertjie sit en so hy wil net 'n almos hê. Hy wil net 'n geldjie hê. Hy het gretig hierdie bekertjie so omhoog gehou en so geskit, sodat die koning iets van waarde vir hom kon insit in hierdie houertjie. En in plaas daarvan het die koning by hom kom staan. Hy het niks in hierdie houertjie. Die koning het net so gekyk na die houertjie en na die persoon gekyk, hierdie bedelaar gekyk. En hy het vir die koning het vir die bedelaar gevra, gee jy my eerder iets? Dis die eerste keer dat die bedelaar so een kry, nê? Hy is gewoond om te ontvang. Nou vra die koning vir hom, gee jy my iets? Maar geskok en bang het hierdie bedelaar rondgekrap, want hy was bang die koning gooi hom uit sy dorp uit, as hy nie vir die koning iets gee nie. En so het hy so rondgekrap en toe vat hy 3 ryskorreltjies. 3 ryskorreltjies
van 'n sakkie vol. Hy het net 3 so skelmpies uitgehaal en hy het dit in die koning se hand neergesit. En so is die koning al weg met die 3 ryskorreltjies. En die aand toe die bedelaar by die huis kom en sy bedelsakkie wat hy die dag gebedel het uitgooi, toe kry hy daardie aand tot sy verbasing onder in sy sakkie 3 soliede goudstukke van die koning. En dadelik het die bedelaar by homself gedink, wat as hy sy ryssakkie, al sy ryskorrels vir die koning gee het? Dan sou hy dalk soveel meer soliede goudstukke gekry het, want die mate wat hy gegee het, is die mate wat hy ontvang het. Die wêreld vandag sê dat as jy voorspoed wil hê, spaar vandat jy jou eerste salaris verdien. Die wêreld sê belê 'n groot deel van jou belegging vas. Ek was 21 jaar in daai wêreld waar ek dit elke dag gedoen het. My beroep was 'n finansiële adviseur en ek het elke dag vir mense gesê om geld te belê. Ek het gekyk na mense wat op aftrede gekom het en gesê het hulle wil R25,000 'n maand verdien. En dan kyk ons na hulle aftreebeplanning en dan sit hulle net met R383,000 in hulle beleggingsrekening. Sê ek, okay, jou aftrede gaan net, dalk 2 jaar, dalk nie 2 jaar vir jou nie. Wat dan? Ek was nie voorregte posisie om te sien, nog steeds te sien, hoe mense soveel geld het, dat het amper 'n hele kerk vol mense kan voorsien van 'n maandelikse inkomste. Die wêreld leer ons bewaar dit, spaar dit, belê dit. Want dit is die wêreld se metode vir rykdom. En om jou toekomstige welvaart te waarborg. Maar Abba Vader het vanoggend dit op my hart gesit om vir jou te sê, Abba het 'n heel ander plan. Abba het 'n heel ander plan. En hy leer ons heeltemal ander metodes. En vandag gaan ek vir julle 'n kort stukkie deel, dit wat Abba Vader vandag op my hart gesit het, maar ek wil vir Dylan vra om net op die skerm te wys. Ons launch in hierdie week Meester Rentmeester. En net kortliks kan jy hom. Goeiedag. Is jy tans in finansiële druk? Is jy bekommerd en jy weet nie hoe om uit die skuld uit te kom nie? Is jy vasgevang in soveel finansiële skuld en druk? Dis asof die vyand jou versmoor. Dit voel asof jy in Egipte is en onder geweldige slawerny. Want al wat jy doen is om net te werk om rekeninge te betaal, dan kan jy nie eers alles betaal nie. Ja, baie van ons Meester Rentmeester word hierdie week gelunch. Dis 'n aanlyn program van 28 teachings. Daar's 'n afdeling, 7 afdelings, en elke afdeling is daar 4 teachings en dan is daar 'n opdrag. Of 'n werksding net om saam met jou hierdie pad te stap en saam met jou hierdie pad te stap van vry te kom van finansiële druk, want die vyand het gekom en hy het sy kloue so op jou nek gedruk om jou vas te druk in finansiële skuld. En Abba Vader het my geroep om sy kinders te lei uit slawerny, uit Egipte, uit die Egipte van finansiële druk. Daar waar jy na die plek toe, daar waar jy sal leen, maar self nie hoef te leen nie. Jy sal vir nasies leen, maar self nie hoef te leen nie. Dis Vader se droom. Vader se wil is dat ek en jy sal vry wees van finansiële druk en dat ons hom sal vertrou. So is dit 'n journey. As jy wil deel wees daarvan, kyk uit op die sosiale netwerke, is beskikbaar vir enigiemand om saam. Dis aanlyn, jy kan dit by die huis luister ensovoorts. Maar vanoggend gaan ons kyk na iets wat Abba Vader ons leer in sy woord
wat so in hierdie week se gedeelte wat ons saam bestudeer, so uitkom. Jy sien, wanneer jy na welvaart in Abba Vader se woord kyk, jy weet as jy daarna kyk, is die metode vir welvaart heeltemal die teenoorgestelde van dit wat die wêreld vir jou sê. En vir my wat in die finansiële wêreld gewerk het en wat beleggings gedoen het ensovoorts, was hierdie metode wat in die woord was soos in maar ja, ek sit my familie se toekoms as ek doodgaan in 'n polis. En Abba Vader sê, sit dit in my hande. Ek sê nie, jy moet nie 'n polis hê, jy moet 'n polis hê, jy moet 'n testament hê en jy moet beleggings hê. Ek sê dit nie vanoggend nie, ek is nie teenstrydig met dit nie. Maar Abba Vader wil vir ons iets vandag baie belangrik leer. So Abba Vader het in sy woord 'n plan vir finansiële welstand. Hy het 'n plan in sy woord. En dit word nie verkondig nie, want die vyand se naam is Lucifer, en Lucifer beteken to covereth. To covereth. Hy wil nie hê ons moet hierdie raak sien nie. Hy wil nie hê dat daar 'n plan wat Abba Vader vir ons gee wat dividende uitbetaal nie. Abba Vader het in sy woord 'n plan vir finansiële voorspoed. Het jy geweet? Trouwens, Abba Vader se plan vir welvaart vra vir jou nie om te hou nie, maar om te saai. Met 'n gewillige hart. Net vir die wat wil. Net vir die wat wil. Jy het reg gehoor, dis baie soos hierdie storie oor die bedelaar. As jy maar net die rys nie net 3 gegee het nie, maar jy die hele sakkie gegee, dan het jy dalk ontdek. Daar's hierso is baie meer goudstukke in as wat jy ooit gedink het. Dis baie soos hierdie storie oor die bedelaar. As hy maar net meer rys gegee het, sou hy meer goud gekry het. En ek wil jou nog 'n storie vertel van 'n man genaamd meneer William Colgate. William Colgate het begin, hy het geleer by 'n mentor vir hom om 10% van dit wat aan Abba Vader behoort aan die koninkryk van God te gee. Hy het daai 10% gedoen, maar hy het 'n behoefte in sy hart gehad, want hy het 'n gewillige hart gehad om dit op te stoot, sy hele besigheid na 20% toe. Dit het nie lank gehou nie, toe het hy dit opgestoot na 30% toe. Dit het nie lank opgehou nie, want die turnover het net mal gegaan en hy het dit opgestoot na 50% toe. Deur sy lang en suksesvolle besigheidsloopbaan het hy sy verdienste vir die koninkryk van Abba Vader opgestoot na 50% toe. William Colgate sê, hy was 'n vennootskap met Abba Vader en hy het gelukkig vroeg in sy lewe tot die besef gekom dat Abba Vader die gewer van alles was. Nie net per geleentheid nie, maar selfs van die elemente wat in die vervaardiging van sy produkte was. William Colgate is in 1957 oorlede, maar het 'n maatskappy agtergelaat wat ek glo ons almal ken vandag nog. Colgate. William Colgate wou sy liefde vir Abba Vader uitdruk deur 'n toenemende bedrag van sy maatskappy se inkomste aan Abba Vader se werk, se koninkryk te gee. En William Colgate sê, Abba Vader is die gewer van alles. Hy sê, Abba Vader besit alles. Al wat ek doen, Abba Vader gee die grond. Ek is 'n boer, Abba Vader gee die grond. Hy gee die saad. Al wat ek doen, my bydrae is om die saad in die grond te gaan sit. Abba Vader gee die water. Abba Vader doen die ontkieming. En dan vra Abba Vader as daai plant gegroei het om dit te oes. My deel is eintlik minimaal, maar Abba Vader in hierdie vennootskap soek net 10%, maar William Colgate het gevoel, nee Vader, ek kan nie vir u net 10% gee nie, ek het nodig om vir u 50% te sê. Vandag is hy hier om, soos die bedelaar, blikkie te skit vir Houtkruis nie. Vandag is hier omdat Abba Vader ons wil leer oor dividende wat hy uitbetaal. Ons is so vasgevang in hierdie wêreld wat sê, bou, maak,
bakstene, soos die kinders soos wat die kinders van Israel in Egipte gedoen het. Hulle moes op die klokslag, moes hulle bakstene maak. Hulle was net goed om bakstene te maak. Maar Vader het hulle daar uitgekry en gesê, "But I am your provider." Nou 2 Korintiërs 9 lê die waarheid in Abba Vader se woord uit oor welvaart. En ek waarsku jou nou, en ek wil net sê ook, hierdie is nie 'n prosperity teaching nie. Maar vandag gaan jou geloof uitdaag. Dit het inderdaad my geloof uitgedaag in die week soos in voorbereiding. Gedink dit wat ek kan verkoop vir 'n paar R1000 is toe gesaai. Met 'n gewillige hart. Dit gaan jou geloof direk en op 'n absolute, onvermydelike en of afwendbare manier uitdaag. En ek wil jou ook sommer waarsku, meester ook. Jou geloof in Abba Vader, jou geloof in sy woord, gaan vanoggend getoets word. En elke dag van hier af vorentoe. So as jy nou wil vlug, now is a good time. So ek waarsku maar net, voor jy aanspreeklikheidsvlag baie hoog styg. Abba Vader se woord gee ons 'n duidelike pad na finansiële welvaart, maar is in stryd met alles wat die wêreld vir ons sê en alles wat die natuurlike riem, wat in die natuurlike riem werk, en daarom verg dit geloof. Daarom verg dit brille aan wat ons aansit, en ek noem daardie brille, ons het daardie brille nodig, want sekere goeders is geestelik. In Markus 8 het Yeshua 'n blinde man se oë so gevryf. Toe vra Yeshua vir hom, "Wat sien jy?" Toe sê hy, "Nee, ek sien bome wat rond beweeg." Toe vryf Yeshua weer sy oë so, toe vra Yeshua vir hom, "Wat sien jy?" En hy sê, "Nee, ek sien mense wat rond beweeg." Het Yeshua eers 'n fout gemaak? Nee. Dis die gees, dis riem wat hy raak gesien het. Reg deur die woord is bome mense. Dis 'n geesvervulde woord, geskryf van 'n God wat gees is vir 'n geesvervulde persoon. En daarom verg dit geloof. So die pad na finansiële welvaart volgens Abba Vader se woord, wat gees geïnspireerd is, gaan vereis dat in plaas van om te belê, te saai. En dit word reg deur die woord herhaal. Spreuke 19 vers 17 staan, wie hom ontferm oor die arme, leen aan Jotewawai. En hy sal hom sy weldaad vergelde. Spreuke 11 vers 24 tot 25 sê, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry. En dit lei tot gebrek. Nee, ekskuus. En een wat terughou, meer as wat reg is, dit lei tot gebrek. Die siel wat seën word versadig. En hy wat laaf, word self ook gelaaf. Met ander woorde, die vrywillige man, hierdie man met 'n gewillige hart, sal voorspoedig wees. In Lukas 6 vers 38 sê Yeshua, gee en aan julle sal gegee word. Jy moet mooi hoor, elke keer, soos die koning voor die bedelaar gestaan het, as jy vir my sal gee, sal daar vir jou gegee word. Reg hierdie woord. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in jou skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ek wil jou gou vra, as jy dalk soos hierdie bedelaar, wat die heeltyd skit vir die FNB-kaart om geld uit te spoeg? Jy is heeltyd besig om te bedel, heeltyd vra. Wat as die koning vandag sê jou sê, gee vir my? Wat is jy bereid om te gee? In sy koninkryk. Jy sien wat jy gee, word by Abba Vader belê. En hy betaal dividende daarop. En dit is die pad na welvaart. Die oomblik as ek in die koninkryk van Jotewawai belê, kry ek dadelik dividende. Ek moet wag op hom, maar ek gaan nou verduidelik hoekom ek sê dadelik. Dadelik dividende. 'n Volger van Yeshua wat saai en gee,
met 'n gewillige hart, hoef nooit te vrees dat hy genoeg sal hê nie. Ek wil net hier met so 'n bietjie insing, want baie van hierdie goeters is so tweetable. Is so amazing. 'n Volger van Yeshua wat saai en gee met 'n gewillige hart, hoef nooit ooit bang te wees dat hy genoeg sal hê nie. Met ander woorde, as jy in jou lewe dit kan kry, as jy jou mind kan kry om in plaas van te bedel te saai, of in plaas van om te bære te saai, gaan jy nooit ooit op 'n plek kom waar jy nie genoeg sal hê nie. Dis die woord. Jy sien wat jy gee word Baba Vader belê en daarop kry jy dividende. Hoe meer jy vir Baba Vader gee, hoe meer kry jy in ruil. Het klink vir my goed, want ek het al beleggings gesien waar jy insit. En dan kry jy niks. Ek het vandag nog met mense wat in ShareMax en so belê het, miljoene. Ons weet almal van die geboue wat hier in Pretoria daar in die Erasmuskloof staan, wat gebou is ShareMax en daai maatskappye. Mense het miljoene rande ingesit en nooit iets teruggekry nie. So wat jy gee en wat jy saai, so sal Abba Vader vir jou gee bo alle verhoudings of bo alle verwagtinge van wat jy gegee het. 3 ryskorrels met 3 goudstukke. So in die week se gedeelte in 2 Korintiërs sê Paulus in 2 Korintiërs 9 vers 6, nou dit is ek wie spaarsaamlik saai. Hy sê, nou dit sê ek, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. En ek is seker Paulus, toe hy hierdie gedeelte geskryf het, was hulle besig in die week wat ons ook saam bestudeer in die Torah hierdie week. Wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. So Paulus gebruik hierdie metafoor of analogie van 'n landbouer. Maar let wel, hy praat nie van 'n boer. Hy wil nie regtig vir ons, hy sê nie oor hier word nou almal saai boere nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy praat met my en jou, volgers van Yeshua, om te gee in die koninkryk van Abba Vader. So wanneer ons dink in terme van landbou en aan gee of saai, dan laat ons dan kom dit dadelik by ons op dat ons toename van ons gee, die toename wat ons saai, is daar ook 'n verwagting. Slegs in die verhouding wat jy saai, kan jy ontvang. Byvoorbeeld, 'n boer saai 'n handvol koring, saad. Sy toename, dit wat hy terugkry, is 100voudig. Hoekom gebruik Paulus so ekstrem? Want dit is dieselfde met 3 ryskorrels met 3 goudstukke. Dis somme wat ek en jy nie kan maak nie. Dis rentekoerse, dis verby ons gedagtes. Dis onbeskryflik dat jy vat 'n handvol koringsaad en jy saai dit op grond en dit gee vir jou 100voudig en meer. Gee dit terug. Jy kry 100voudig terug en dis maklik. As hy 10 grawe vol gesaai het en sy aanwas was 100 keer, dan het hy 100 soveel grawe ontvang, nê? Met ander woorde, die verhouding waarin hy saai bepaal die verhouding waarin hy maai. En Paulus sê dis dieselfde waar die gee in die liggaam in die koninkryk. As ons gee as volgers van Yeshua in die koninkryk, is dit dieselfde. So ek wil by jou hoor, hoe lyk jou belegging? Wat het jy al gesaai en wat kan jy vir ons sê? Hoeveelvoudig het jy teruggekry? Enigiemand? Hoekom toets ons hierdie? Die verhouding waarin jy saai bepaal die verhouding waarin jy maai. En Paulus sê dis dieselfde waar met die gee.
Die punt is, die woord maak dit baie duidelik dat dieselfde soort wette wat in die landbou geld, in die finansies van die koninkryk van Abba Vader geld. Jy saai 'n bietjie saad en jy kry 'n groot oes. Jou oes is direk eweredig aan jou saad wat jy gesaai het. En dit klink vir my na 'n manier om uit skuld uit te kom. Deur te begin saai. Want hoe vinniger kan ek die bietjie wat ek het vermenigvuldig? Deur te saai. Jou oes is direk eweredig aan jou saad wat jy gesaai het. Nou Paulus skryf die brief vir Korinte met die wete dat die kerk in Jerusalem op daardie stadium gaan deur 'n hongersnood en baie boeties en sissies in die gees trek baie swaar op daardie stadium. En daarom sê Paulus, maar hier is die geleentheid en hier is die waarheid. As jy gee in die koninkryk van Abba Vader, belê jy nie by Absa nie. Jy belê by Abba. Aan wie alles behoort. Alles behoort nie aan Absa nie. Kyk, ek het al lank al 'n probleem. Kyk net hoe my al uitgehaal het en nou gaan Absa ook. En as jy by Abba Vader belê, is daar 'n groot dividend, 'n groot oes wat voor lê. Dis 'n belegging met 'n waarborg. Dis 'n belegging met 'n waarborg wat nie opgeskeer kan word nie, 'n waarborg wat nie weens omstandighede kan verander nie. Want Abba Vader sê in Jesaja 55 vers 11, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jy sien, die wêreld bou sy welvaart deur ander te beroof. Die wêreld bou sy welvaart om te kyk hoeveel wat kan ek spaar, hoeveel SARS ek nie hoef te betaal nie. Die wêreld bou sy welvaart om so suinig te wees. En Abba Vader leer ons in hierdie week se gedeelte op Parasha om welvaart te bou. Hy wil hê ons moet welvaart bou. En hoe ons dit doen is om te gee met dit wat eintlik aan ons toevertrou het. Dit wat eintlik aan hom behoort. Hoe ons welvaart bou is om 'n besproeiingspyp te word, 'n kanaal te word, waardeur sy blessings vloei. So Paulus leer ons 'n boer wat net 'n klein hoeveelheid saad saai, gaan 'n baie klein oes hê. Hoe lyk jou oes? Aan die ander kant gaan die een wat oorvloedig saai, oorvloedig maai. Jy weet, die bedelaar het net 3 ryskorrels gehad. Party van ons is dalk soms armer as daai bedelaar, want ons voel ons het regtig niks. Maar die koning het hom gevra, wat het jy? Wat het die vrou, wat het Abba Vader vir die vrou gevra wat se man 'n priester is wat dood was? Wat is in jou hand? Elia het deur Abba Vader met die vrou gepraat, die weduwee. Wat is in jou hand? Sy het gesê, ek het my man se olie. Hoeveel keer het daai vermenigvuldig? Sy het net gegooi. Kruike en kruike vol. Aan die ander kant gaan die een wat oorvloedig saai, oorvloedig maai. Die woordjie oorvloed kom van 'n Latynse woord wat vir ons 'n prentjie skilder van 'n golf wat oorloop. 'n Tsunami. Met ander woorde, dis die prentjie van hierdie amper, ek hou van prentjies, so ek het in die week, het Albert my bietjie gehelp met my swembad. Ek het so 'n bietjie probleme gehad by swembad, het gelyk soos 'n dam. En ons het so 'n bietjie nog gewerk en toe is die housepipe in en toe begin die water, hy begin vol raak. Hy het nou so 2 of 3 keer oorgeloop. 'n Swembad het oorvloed wanneer hy oorloop. Nee, hy's vol. Daar is nie plek vir niks nie. Hy's vol, hy loop oor. Dit het so rukkie terug gebeur by ons huis. My skoonpa het kom kuier en een van my seuns, ek kan nie onthou wie nie, het gou die badkamer net die bad gaan oopmaak. En toe kom hy terug en oupa het met hom begin gesels.
om later te sien die badkamer kom sitkamer toe. Jy sien 'n ding het oorvloed wanneer hy begin oorloop. Wanneer hy begin oorloop. En Dawid sê in Psalm 23 vers 5, want hy het hierdie geheimenis geleer van Abba Vader. Hy het geleer oor Abba Vader se dividende. Hy sê, Psalm 23 vers 5, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Kan ek jou vra, loop jou beker oor? Kan jy waarlik vandag sê soos Dawid, my beker loop oor? Yeshua sê in Matteus 12 vers 34, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Wanneer jou hart oorloop, loop dit oor deur jou mond. Kyk maar iemand wat deur 'n trauma of deur 'n situasie gaan of selfs iemand wat 'n verhoging gekry het. Dis nie lank nie dan hoor jy dit. Want dit wat in die hart is, loop oor deur die mond. Nou wat beteken dit om oorvloedige voorsiening te hê? Kom ons kyk na 'n baie eenvoudige voorbeeld, maar prakties. En ek het dit gedeel vir die wat saam met ons meester en meester gedoen het. Ek wil net hierdie voorbeeldjie gebruik. Kom ons sê jy gaan winkel toe, eerste uitstap, jy gaan drie uitstappies. Dit klink soos my vrou. 3 uitstappies na die winkel toe. Die eerste uitstappie, jy het net R500 en jy benodig, ekskuus. Jy het net R400, maar jy benodig R500 se kruideniersware. Gaan dit 'n lekker uitstappie wees? Jy gaan 'n paar sommetjies moet maak heeltyd en jy moet heeltyd besluit wat is belangriker as wat, want jy gaan net met R400, maar jy moet R500 se goed koop. Of jy gaan na 'n Chinese shop of iets toe moet gaan met Will and Deal. Want jy benodig R500 se kruidenierswaarde, maar jy het net R400. As jy met R400 na die kruidenierswinkel toe gaan en jy begin alles in die mandjie sit, maar jy weet jy het net R500 nodig, dan doen jy inkopies ontoereikendbaar. Jy gaan nie alles kan koop nie. En dit maak jou nervous. Jy gaan met 'n tweede uitstappie na die winkel toe. Jy benodig R500 presies dieselfde, die R500 se kruidenierswaarde. Maar jy het R500. Dankie tog. Nou kan ons gaan, nê. As jy met die R500 na die kruidenierswinkel toe gaan en jy begin alles in die mandjie te sit, maar jy weet jy het R500 nodig, dan doen jy inkopies met genoegsaamheid. Jy doen nie eintlik baie berekeninge nie, jy voel genoeg, jy het die geld, jy gaan dit betaal. Maar kom ons sê jy gaan met 'n derde uitstappie na die winkel toe en jy benodig R500 se kruidenierswaarde, maar jy het R1000. So as jy met R3000 na die kruidenierswinkel toe gaan en jy begin alles in die mandjie te sit, maar jy weet jy gaan net R500 se goed koop, dan doen jy inkopies met oorloop. Daar is 'n oorvloedigheid. En Abba Vader se voorsiening is op hierdie vlak. Hy wil hê ek en jy moet alles wat ons in ons lewe doen op hierdie vlak doen. Ek wil gou vir jou vra, hoe lyk jou finansiële stand? Watter een is jy? Wat 'n uitstappie vat jy? Kruidenierswinkel toe. Want Abba Vader beplan reg deur sy woord vir my en jou uitstappie 3 waar ons oorvloedig het. Dis hoekom Dawid sê my beker loop oor. Is jou beker besig om oor te loop? So Abba Vader bied ons nie net genoeg nie, maar as ons deur geloof sy genade toeëien, dan is die vlak van sy voorsiening in oorvloed. 2 Korintiërs 9 vers 8, hierdie week se gedeelte sê verder, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees. Kan ek jou gou vra, is daar enige iemand wat oor God se mag twyfel? Lyk nie so nie, nee. So ons almal is seker dat Abba Vader kan jou bless abundantly, nee. Paulus sê in 2 Korintiërs 9 vers 8, en God het mag om alle genade oorvloedig oor jou te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
Net so as ons met oorvloed saai, sal ons ook met oorvloed maai. En dit is die beginsel wat Abba Vader ons wil leer vir welvaart. Abba Vader wil nie hê ons moet in 'n toestand van konstante gebrek wees nie. Lyding en swaar kry leef nie. Ek wil gou vir jou vanoggend sê, Abba Vader wil nie hê jy moet langer vasgevang wees in slawerny van skuld nie. Hy wil nie hê jy moet net met R400, R500 se groceries gaan koop nie. Reg deur die woord beloof hy vir ons dat hy sal voorsien. Hy is ons provider. Reg deur die woord beloof hy vir ons dat hy sal sorg. En dat hy ons op baie maniere sal seën in oorvloed. Jy sien, voorspoed of prosperity het so slegte woord geword in die kerk, dat niemand praat meer oor prosperity of voorspoed nie. En ons weet daar is sekere kerke en baie mense wat konsentreer op prosperity teaching, wat ons weet, wat is prosperity teaching? Dis daar waar jy Abba Vader se genade goedkoop maak. Aanvaar net Jesus, glo net wat hy vir jou gedoen het en gaan aan met jou lewe en jy gaan al hierdie blessings kry as jy Jesus aanvaar. Die reality is, as jy Jesus aanvaar, dan join jy die Yeshua Army. Dis 'n oorlog. So Abba Vader se genade is nie goedkoop nie. Ons stem nie saam met dit nie, dat Abba Vader se genade goedkoop is nie, en niemand kan dit goedkoop maak nie, want hy het ons so lief, hy het sy enige gebore seun gestuur. Maar die probleem is, ons is so bewus van hierdie prosperity teaching, en nou wil ons onttrek van enige voorspoed wat Abba Vader vir ons het. En Abba Vader wil graag hê ons sy kinders wat in verbond hand aan hand saam met hom wandel, moet voorspoedig wees en suksesvol wees in alles wat ons doen. In alles wat jy doen, wil hy hê jy moet voorspoedig wees. Daarom sê Abba Vader, vir jou vanoggend, Jeremia 29 vers 11, ek weet watter gedagtes ek kan gaande jou koester. Gedagtes van vrede. As jy winkel toe gaan en jy het net R400, maar jy moet R500 se goed koop want jou kinders is honger. Het jy dan vrede? Nee, ek weet watter gedagtes ek kan gaande jou koester, sê Abba Vader. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Jy sien, voorspoed in Hebreëus beteken om vorentoe te druk. Abba Vader wil agter my en jou staan en hy wil ons vorentoe druk. Hy wil ons vorentoe druk. Hy sê dit 63 keer in die woord. Hy wil ons vorentoe druk. Maar ons is amper asof Abba Vader ons so wil vorentoe druk en ons sê nee, los my uit, ek is gemaklik hier waar ek is. Ek sal maar met R400 groceries kan koop. Of ek sal maar net, ek weet nie, ek 3 ryskorrels, dit maak my ete van vanaand net nog minder. Seriously, 3 ryskorrels. Jo, ek het net so 'n klein pakkie ryskorrels. Koning, weet jy wat jy aan my doen as ek 3 ryskorrels? Weet jy hoe hard het ek gebedel vir hierdie 3 ryskorreltjies? Bedelaar, die ryskorreltjies in jou hand, waar kom dit vandaan? So kan ek jou vra, is dit okay wees as Abba Vader jou vorentoe druk? So Abba Vader wil ons vorentoe druk, daarom leer hy ons, as jy nie oorvloed saai nie, as jy terughou, soos die bedelaar, uit vrees vir verlies, verbeur jy wins. Verbeur jy dividende. As jy alles gee, en Abba Vader vertrou, het jy 'n massive oes. Dis Abba Vader se genade. Hierdie is 'n geheimenis wat so diep in sy woord is, wat so besonder is, en dit gaan jou hele lewe vandag raak. As ons gee in oorvloed vir die een wat by die bedelaar staan, gee ons asof ons dit vir Abba Vader gee, en dan kry ons dividende dadelik. Ek loof en prys Abba daarvoor. Hoekom wil Abba Vader dividende vir ons of 'n groot oes gee? Hoekom is dit vir Abba Vader belangrik om dit vir ons te gee? Dink daaroor. Mag Abba die oogskille van ons oë afhaal. Mag ons sien hoekom is dit vir Abba Vader belangrik?
Hoekom is Abba Vader ons so genadig? Hoekom wil hy hê ons moet leer van sy welvaart? Hoekom wil hy hê ons moet voorspoedig wees? Die eerste doel of voordeel, hoekom wil hy hê ons moet voorspoedig wees, of hoekom hy wil hê ons moet saai sodat ons sy welvaart kan kry? Kom ons noem dit Abba Vader se liefde. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, met 'n gewillige hart. Nie met droefheid of uit dwang nie, want Jotai Wawe het 'n blymoedige gewer wat? Oeps. Lief. Het Abba Vader dan nie almal lief nie? Hoe is dit moontlik? Ek weet ons ken dit. Dit het sommer nou net uitgekom. Want Jotai Wawe het 'n blymoedige gewer lief. Het jy geweet wat is die Griekse woordjie vir lief hierso? Agape. Agape, onvoorwaardelik. Abba Vader het 'n blymoedige gewer onvoorwaardelik lief. 'n Blymoedige of 'n vrolike gewer is iemand wat in sy hart beoog om te gee sonder enige dwang. Hy word nie verplig nie. Presies soos wat Moses vir die kinders van Israel gesê het in hierdie week se gedeelte in die Torah, met 'n gewillige hart. Maar die woord sê Jotai Wawe het 'n blymoedige gewer lief. Onvoorwaardelik. Hoor gou, die eerste ding wat na jou toe kom wanneer jy met 'n blymoedigheid vrywilliglik gee, blymoedig, is wat? Abba Vader se onvoorwaardelike liefde. Hoekom sal Abba Vader vir my en jou so lief wees as ons gee? Is dit moontlik dat dit omdat dit deel van sy karaktereienskappe is? Omdat ek verander het van selfgesentreerdheid na sy karaktereienskap? Van barmhartigheid, liefde. Wie wil nie meer van Abba Vader se liefde hier vandag ervaar nie? As jy meer van Abba Vader se liefde wil hê, Abba Vader sê wanneer jy blymoedig gee, het hy hierdie onvoorwaardelike liefde. Nou hy is ons so lief, hy het voor ons nog teruggekeer het hy al reeds sy beste vir ons gegee, sy seun, sy enigste seun, eniggebore seun. Dis hoe lief hy ons het. Maar Abba Vader gee vir ons wat oorvloedig sal saai, vir die wat oorvloedig sal saai, gee hy oorvloedig terug. Hy gee dividende in sy liefde. En ek gaan nou nog verduidelik hoekom hy van sy liefde vir ons gee, die wat saai, want ons verstaan iets van sy hart. Die wat met 'n blymoedige, oorvloedige, gewillige hart gee, verstaan iets van sy hart. Nou daar is nie, ek het nou al gekyk, Dylan, ek weet nie, is hier nog 'n finansiële adviseur hier? Ek het nog nêrens gehoor van 'n belegging wat jy doen en dan kry jy saam met dit liefde van die Skepper van hemel en aarde af. So ek hoop as 'n makelaar vandag, as 'n verkoopsagent, ek verkoop 'n polis hier vandag. Want as jy koop in Vader se belegging, dan verstaan jy iets van sy hart. Jy verstaan iets van sy koninkryk. Jy verstaan iets dat sy koninkryk aarde toe gekom het en dat hy 'n duur prys betaal het. Want hemel kom aarde toe die oomblik as jy gee. Jy word dalk 'n besproeiingspyp. Maar Vader se woord sê hy het 'n blymoedige gewer lief. En soos ek gesê het, hierdie agape liefde is onvoorwaardelik. Dit is opofferende liefde. Jy sien, Abba Vader het 'n spesiale sterk geneentheid vir diegene wat gee en saai met 'n gewillige hart. En dit is die eerste groot voordeel van om vrygewig te gee.
En dalk sê jy, maar ek het niks nie. Het jy, wanneer laas jy in jou klerekas gekyk? Wanneer jy in jou koskas gekyk, het jy 'n pak vol rys? Maar Vader nooi ons om met 'n gewillige hart te gee, soos wat hy vir my en jou met 'n gewillige hart gee. Hy het gewilliglik, hy het nie een oomblik met hierdie neerslagtigheid gesê, okay, ek sal my seun stuur. Maar Vader nooi ons met 'n gewillige hart te gee, soos wat hy vir my en jou gee met 'n gewillige hart. Hy leer ons sy karakter om meer en meer soos hy te wees. Maar Vader verplig ons nêrens nie. Hy staan nie met 'n sweep en sê, "Wop! As jy nie gee nie, dan sê hy, daar kry jy nie." En hy sê, "Kom met 'n gewillige hart." Dis 'n uitnodiging, individueel. Dis vrywilliglik en dit is persoonlik. Met ander woorde, soos 'n boer saad wil saai vir 'n oes. Met 'n hart, hoe saai 'n boer? Ag, Jesus, ek het so duur betaal vir hierdie saad. Saai 'n boer so. Hy saai met 'n geloof dat daar gaan nie, hy kan nie wag om te saai nie. Ek het nog nooit van 'n boer gehoor wat saai en nie 'n oes verwag nie. Ek het nog nooit van 'n boer gehoor wat, kom ons vat net hierdie saad, kom ons gaan saai dit net. 'n Boer bereken ook eers die kostes. Hy doen vooraf bepalinge. Hy gee, hy gaan nie net saai in impuls nie. Nee, hy dink daaroor, hy bepaal dit vooraf en hy saai. En nêrens het ek al ooit gehoor van 'n boer wat verplig was om te saai nie. Wat geforseer was nie. En net so het ek nog nooit 'n boer gesien wat huil en hartseer is as hy saai nie. 'n Boer saai nie en het berou of spyt nie. Hy saai ook nie teen sy eie wil of omdat iemand hom gefors of verplig of onder dwang gebring het nie. Net so in Abba Vader se koninkryk moenie met 'n onwillige of 'n ongeloof of weens dwang saai nie. So 'n houding is onaanvaarbaar. En daarom het ek self persoonlik 'n probleem met kerke wat dit in jou keelgat afdruk om te saai. Daarom sal jy nie by Houtkruis 'n bordjie kry wat omgaan nie. Want Heilige Gees sit dit op jou hart. Niemand doen 'n belegging met skuldgevoelens of onder dwang nie. Daar is net een manier om te gee en dit is om vrolik te gee want Abba Vader, want ek is lief vir Abba Vader en ek wil 'n gewillige gewer wees in sy koninkryk. En dit is hoe Abba Vader gee. Ek gee soos Abba Vader gee. So eerstens, die voordeel van gee of saai is liefde van Abba Vader. Die tweede voordeel van om te gee of om te saai, kan ons maar vrygewigheid noem. Jy sien, jy kan gee sonder om lief te hê. Nee? Jy kan gee sonder om lief te hê. Partykeer gee ons om te manipuleer. Partykeer gee ons sekere toenames of sekere goeders. Okay, ja, ek sal saam kerk toe kom. Ek gee toe daartoe. Maar eintlik is jy nie hier nie. Jy gee maar net toe. Ek sal gee, maar ek is nie eintlik. Dis nie eintlik nie. So jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nooit lief hê sonder om te gee nie. Maar Vader het my en jou so lief, daarom het hy vir ons in oorvloed gegee. As iemand 'n spesiale liefde vir jou het, gaan jy dit sien. Ek dink die seuns en die meisies kan dit ervaar as jy ewe skielik 'n chocolate kry by skool. Ek moet nou bieg. Ja, ek was in standaard 3, wat is dit, graad 5. Toe was daar 'n meisie in ons klas. Sy was 'n bietjie verlief op my. Sy was baie lief vir my. Ek het elke Vrydag 'n Milky Bar, 'n slap gekry. Dit was so verkeerd vir my.
Ek was net met haar nice donderdag. As iemand vir jou lief is, gaan jy dit sien. In die manier hoe hulle gee. Hoe lief is jy vir Abba? Jy moet ook kan ontvang. As jy nie kan ontvang nie, wat sê jy vir die een wat vir jou wil gee? Ek het nie die liefde nodig nie. As iemand 'n spesiale liefde vir jou het, gaan jy dit sien in die manier hoe hulle vir jou gee, en daarom moet jy ook kan ontvang. Jy sien, Abba Vader het ons so lief, hy het vir ons wat gedoen? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld dat hy sy enige gebore seun gegee het. Maar ek en jy het nog steeds 'n keuse of ons dit gaan ontvang. En wat doen die wêreld vandag nie? Hulle kies eerder hulle eie prosperity. Hulle wil eerder hulle dinge najag in die wêreld. Dan sê Paulus in 2 Korintiërs 9 vers 8, ek herhaal, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, met 'n gewillige hart, want God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees. Met ander woorde, as jy gee, sal Abba Vader se genade oorvloedig wees, en jy sal altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Hierso is 'n diep geheimenis hier binne, en daarom moet ek jou vra om meester te kyk. Ek kan ongelukkig nie alles deel hier vandag nie, want ek ervaar daar's mense wat al op hulle horlosie begin kyk. Maar hierso is die ding. As ons gee, as jy gee, ek meen as jy na jou klerekas toe stap en jy haal 2 hemde uit of 2 broeke, haal jy uit. Wat het jy dan dadelik? Nee, ons sien, ons kyk so. As jy 2 hemde uithaal en 2 broeke uithaal, wat sien ek? Ek het minder. Nee? Ek het minder. Dis wat ons sien. En as ek saai, soos die bedelaar, en ek haal 3 ryskorrels uit, ek het minder. Maar Vader leer my is omdat ons kyk sonder brille. Wanneer jy kyk sonder brille, dan sien jy ek het minder. Maar wanneer jy die geloofsbrille opsit, dan sien jy as ek gee uit my kas uit, ek het bonatuurlik baie. Wat besig is om my kas te betree. Jy sien, om te glo dat jy voorspoedig sal wees deur weg te gee wat jy het, verg brille van geloof. En nou, hoe kry jy geloof? Romeine 10 vers 17. Deur tyd in die woord te spandeer. En daarom sê Abba, Joshua 1 vers 9, Psalm 1 vers 1 tot 3, jy sal wel geluksalig wees in alles wat jy doen, as jy my woord dag en nag bestudeer. So dit verg vertroue in die feit dat Abba Vader in staat is en die mag het en die krag het om te doen soos hy beloof. Dit verg vertroue om te weet, maar Abba Vader sal voorsien. Die vraag is egter, glo ons dat hy die mag het om dit te doen? Glo jy Abba Vader se belofte in 2 Korintiërs 9:8 wat sê, as jy gee, sal sy genade oorvloedig wees? En jy sal altyd in alle opsigte volop hê en oorvloedig wees tot elke goeie werk. Hoekom glo ons meer 'n makelaar of 'n beleggingsmaatskappy of 'n bank wat jou geld vat en dit in aandele of geldmark gaan belê as om in Abba Vader se woord te glo? Wat sê, as jy gee, sal jy genadig oorvloedig ontvang. Jy sal volop hê en oorvloedig wees in elke goeie werk. Dis Abba Vader se belofte. Met ander woorde, die oomblik wat ek saai, ontvang ek. Want daar staan geskrywe, dit is daar, ek sien dit met die brille van geloof. Dis 'n belofte. Ons moet eerder vra, glo jy dat Abba Vader, die skepper van hemel en aarde, is magtig om sy belofte na te kom? Want duidelik glo ons dit nie. Want as ons dit geglo het,
sou ons al kon sê het, in watter maat ons al terugontvang het. 30, 60 of 100voudig, of 1000voudig. Watter maat ontvang jy terug? Ek weet nie. As jy nie weet nie, is dit moontlik omdat jy nie glo dat Abba Vader ons sal seën as jy begin gee nie? As jy glo dat Abba Vader vas is op sy woord, hoekom saai jy nie? Ek het net soveel ryskorreltjies. Regtig? Jy gaan dalk baie meer hê, want jy gaan goudstukke kry, jy gaan dalk nie net genoeg hê vir jouself nie, jy gaan vir 'n hele dorp met daai goudstukke kan rys koop. Jou geloof moet berus op die krag van Abba Vader en nie op die wysheid van die mens nie. 1 Korintiërs 2 vers 15 sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Abba Vader se krag en sy beloftes is getoets reg deur sy woord. Manne het hulle lewens op die spel geplaas, met betrekking tot Abba Vader se krag en sy beloftes. En Abba Vader is getrou. In Romeine 16 vers 25 staan, aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Yeshua. Abba Vader is magtig en kragtig. Efesiërs 3 vers 20 sê, Abba Vader is magtig om meer te doen bo alles wat ek en jy van hom vra en aandink. Hy's magtig om meer te doen as wat jy ooit aan kan dink. Judas 24 sê, Abba Vader is in staat, hy's kragtig, hy's magtig. Judas 1 vers 24. Psalm 79 vers 11. Abba Vader se krag en mag is sterk. He will never leave you, he will never forsake you. Hy sal nie op sy instruksies terugdraai nie. Abba Vader is soewerein, Psalm 89 vers 13, Romeine 9 vers 21, Abba Vader se mag is onweerstaanbaar. Niks sal hom keer, dat as hy sê, as jy saai, sal hy oorvloedig dividende terugbetaal nie. Hy's rotsvas. Abba Vader is onvergelykbaar. Abba Vader se krag en mag is onverstaanbaar. Jy kan nie toelaat dat die vyand jou kry om Abba Vader nie te vertrou nie. Wat is dit wat Heilige Gees op jou hart sit om vandag te saai? Want Abba Vader roep jou na sy koninkryk toe. Hierdie is 'n calling vandag. Ek kom skit nie die blikkie vir Houtkruis vir finansies nie. Abba voorsien vir Houtkruis. Abundantly. Abundantly. Jy kan nie toelaat dat die vyand jou kry om op 'n Vader nie te vertrou nie. Die woord sê Matteus 19 vers 26, alle dinge is vir Abba Vader moontlik om te doen. En niks is vir hom te moeilik nie. Genesis 18 vers 14 sê Abba Vader se krag word tentoongestel in die skepping, in sy voorsienigheid, in sy wonderwerke, in die opstanding van Yeshua. In die opstanding van gelowiges en heiliges, in sy transformerende krag van die evangelie. Hy is 'n God wat nie teruggaan op sy woord nie. Abba Vader is in staat, niks is vir hom onmoontlik nie, en daarom moet ons soos Abraham wees, van wie die woord in Romeine 4 vers 21 praat en sê, hy was ten volle oortuig, dat hy in staat was om te doen wat Abba Vader beloof het. Abraham was ten volle oortuig dat Abba Vader in staat was om te doen wat Abba Vader beloof het. Is jy ten volle in staat? Is jy oortuig? Is jy ten volle oortuig dat Abba Vader waarlik sal seën as jy seën? Dat Abba Vader vir jou dividende sal uitbetaal as jy saai? Is jy oortuig dat Abba Vader in sy koninkryk is 'n groter belegging as wat jy ooit in die wêreld sou kan kry? Daar was geen twyfel oor Abba Vader se beloftes nie. Dis vas en dit staan geskrywe. En daarom sê Paulus in hierdie week se gedeelte in 2 Korintiërs 9 vers 8, en God het mag om alle genade oorvloedig oor jou te laat wees. Dat jy in alle opsigte volop kom hê en oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Met ander woorde, jy kan weet.
As jy 'n sekere saad saai, kry jy 'n sekere oes. Jy kan dit weet. Hoor gou die oes het dieselfde aard as die saad. Ek meen, wie saai koringsaad en dan kom gars op? As jy koring saai, kry jy koring. As jy gars saai, kry jy gars. As jy haver saai, kry jy haver. Is jy gereed hiervoor? As jy materiële dinge saai, kry jy materiële dinge. Wat ook al jy saai, niks beperk Papa God nie. Paulus sê in Galasiërs 6 vers 7, wat jy saai sal jy maai. Die punt is, as jy saai, sal Abba Vader genade oorvloedig oor jou wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees. Hoekom wil Abba Vader genadig en oorvloedig aan jou gee? Kan ek jou vra, hoekom wil hy hê? Hoekom wil jy hê ek en jy moet hierdie beginsel so verstaan? Hoekom wil hy dividende aan my en jou uitbetaal? Het jy al ooit gedink dit gaan verder as jouself? Hoekom wil Abba Vader genadig oorvloedig wees in dit wat jy saai? Hoekom wil Abba Vader hê ek moet saai sodat ek volop kan terugkyk en dat ek nooit 'n tekort het en dat my beker oorloop? Hoekom wil Abba Vader hê ek moet saai? Hierdie is die belangrike ding, die van kardinale belang om vandag te besef. Hier is hoekom. Abba Vader wil hê jy moet 'n oorvloed hê in elke goeie daad. Hoekom? Hier is die rede. Abba Vader wil hê jy moet oorvloedig wees en in alle opsigte volop hê. Moenie hierdie punt mis nie. Hoekom wil Abba hê ek en jy moet saai? Hoekom betaal hy dividende? Abba Vader sê hy sal jou besigheid voorspoedig maak. Hy sal jou plaas seën, hy sal jou wingerd seën. Jy kan Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 gaan lees. Hoekom sal Abba Vader dit doen? Ek gaan jou antwoord gee. Nie ek nie, Deuteronomium 15 vers 11 en dan gaan ek vir jou 'n klomp ander gee. Deuteronomium 15 vers 11 sê, want die armes sal nooit ophou in die land te wees nie. Abba roep Houtkruis vanoggend. Abba Vader roep jou individueel vanoggend, dis ek gesê het jou hele lewe verander vandag. Jy word geroep deur die Skepper van hemel en aarde om 'n kanaal te wees. Hy het iemand nodig. Daar's baie mense in Mamelodi wat voorsiening nodig het en hy het iemand nodig om te stuur. Sal dit jy wees? Want as jy sê ja, sal jou beker oorloop. Hy sal jou bedien met sy liefde. Ek en jy word geroep vandag om 'n kanaal van Abba Vader se voorsiening te wees. Dit beteken die oomblik as ek 'n kanaal is, kom hemel aarde toe. Daarom sê hy, die wat bereidwillig is, wat nie sal omgee as my blessings deur jou gaan na ander toe nie. Maar soos wat dit deur jou gaan, sal dit jou beker vol maak, hoor. Soos wat besproeiingspype op 'n landery lê, wat water van die boorgat af na die grond toe. So roep Abba Vader my en jou vandag om sy barmhartigheid, sy liefde, sy hulpbronne na sy behoeftige kinders toe te vat. Hoekom is die besproeiingspype gestop? Sal jy Abba Vader se kanaal of besproeiingspyp wees waardeur sy blessings en sy voorsiening kan vloei? Dink daaroor. Jy word nie gedwing nie. Abba Vader roep 'n gewillige beroepspyp. 'n Beroepspyp, ja. 'n Besproeiingspyp. Vir sy landerye. Want ons baie honger daar buite, daar's baie seer daar buite.
Jy sien, die oes het lewende water nodig, sal jy die besproeiingspyp wees, waardeur die lewende water kan vloei. Sal ons Yeshua se disippels wees, sal ons Yeshua se hande en voete om die lewende water, die waarheid, die weg en die lewe, op 'n Vader se voorsiening vir 'n honger, dors wêreld daar buite te wees tot die dood toe? Sal jy toelaat dat Abba Vader se hulpbronne deur jou vloei om ander te help? Hoekom is die besproeiingspype gestop? Het dit eers dalk meer belangrik geraak vir jouself? Ek hou nou die water vir myself. The moment you stop pouring, the moment God stop giving. Spreuke 11 vers 25 sê, die siel wat seën word versadig, of 'n vrygewige mens sal voorspoedig wees. Abba Vader roep jou met 'n gewillige hart om 'n kanaal van hom te wees, sodat hemel aarde toe kan kom. Hy is ons voorsiener. Hy is, hoekom nie opkyk na hom en sê, Abba, ek vertrou U, ek weet U roep my vandag as 'n kanaal waar deur die liefde, waar deur die voorsiening sal gooi, I'm able, in 'n tyd soos nou, maybe you are called in a time like this. Ester 4 vers 14. Abba Vader roep die gewillige harte om 'n kanaal van hom te wees, sodat die hemel aarde toe kan kom. Dat sy voorsiening deur jou na Mamelodi toe kan vloei. Dat sy voorsiening deur jou na mense op die straat kan vloei. Dat sy liefde, sy antwoorde, sy waarheid, sy barmhartigheid deur jou kan vloei. Jy sien, as jy ophou gee, gaan jy ophou ontvang. Die pyp raak droog, die pyp raak geroes. Waar van ons plak in vanoggend by die waterbron en vra, Abba, ek wil vrygewig met 'n gewillige hart, wil ek saai, ek wil U kom loop, U lewende water, U blessings, U seëninge deur my. Want ek vertrou U ook dat U die dividende aan my ook sal gee. In Matteus 25 vers 35 tot 40 sê Yeshua, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my genooi. Ek was in die tronk en julle het my kom besoek. En dan sê hy, wat julle ook al vir een van hierdie geringstes van my broers en susters van my gedoen het, het julle vir my gedoen. Dis nog verder. Met ander woorde, Yeshua sê, om ander te dien, om ander se lewe in te saai, om te gee, is 'n teken van jou liefde vir hom. Met ander woorde, as jy dit doen, doen jy dit asof jy dit vir hom doen. En dalk wonder jy nog, maar so lank gewonder, maar Abba, wat is my roeping? Wat is die doel? Kom het U my gemaak? Miskien wou Abba Vader vir jou vandag sê om 'n kanaal te wees, my kind. 'n Kanaal te wees, 'n besproeiingspyp te wees. Want op hierdie wyse is jy besig om dan diensbaar te wees in die Skepper van hemel en aarde se koninkryk. In Lukas 6 vers 38 sê Yeshua, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in jou skoot gee, want met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. Abba Vader beloof dat wanneer ons gee, hy oorvloedig aan ons sal teruggee. Hoor gou, om 'n kanaal van voorsiening te wees, gaan nie net oor jou gee nie. Maar dit gaan ook om Abba Vader so te vertrou en so getrou te wees. So getrou te wees. En te vertrou met alle geloof, dat hy sal kom vul, hy sal gee. Hy sal. Paulus sê in Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul. Kan jy dit sê vanoggend? My God, my Jotywawai, my Skepper van hemel en aarde sal elke behoefte van my vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Yeshua Messia. Maar Vader sal in al ons behoeftes voorsien. En wanneer ons uitstap om ander te help, is hy getrou om te voorsien. In Johannes 3 vers 17 tot 18 staan, maar wie die goed van hierdie wêreld het,
en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Abba Vader roep ons, en hy daag ons uit, ek daag jou uit vandag, om sy liefde deur jou dade te weerspieël, want ons het nog net 'n kort rukkie. Om ander te help, diegene te help in nood. Die beginsel is dus eenvoudig, ons gee, ons saai saam met Abba Vader. Hoe meer ons gee, hoe groter is die oes. Hoe groter die oes, hoe meer saad is daar. Hoe groter is die oes. Hoe groter is die saad, hoe groter is die oes. Daarom sê Abba Vader, Jesaja 55 vers 10 tot 11, my kind, as jy net sal verstaan, as jy vandag so vashou aan die 3 ryskorreltjies, jy wil my net 3 ryskorreltjies in die mate wat jy gee en die mate wat jy ontvang. Wat van vandag sê, Abba, ek doen dit nou al so lank, ek gee vir u net, en ek is so bekommerd, ek wil die berekeninge doen en ek vertrou u nie. Ek moet nou hierdie terughou, want ek het vrou, kinders, ek het al hierdie, so ek gaan nou net 3 uithaal, asof Abba nie weet wat is Abba nie, nee. Asof hy dit nie eintlik gegee het nie. Maar ek gaan net 3 uithaal en ek gaan dit vir u gee. Abba Vader sê in Jesaja 55 vers 10 tot 11, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Abba Vader sal my en jou nooit val nie. Hy sal ons nooit val nie. Hy voorsien die saad. En daarom eindig Paulus, en daar gaan ek eindig vandag, daarom eindig Paulus in hierdie gedeelte van hierdie week in 2 Korintiërs 9 vers 10. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, daar is so baie hierin. Die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Spreuke 3 vers 9 tot 10 sê, vereer Jotywawwe uit jou goed, en uit die eersteling van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed, en jou parskype oorloop van mos. Is jou parskype vol, is jou skure vol, is jy in oorvloed? As jy nie is nie, is dit miskien omdat jy wil gee soos die bedelaar? 3 ryskorreltjies is vir u goed genoeg? Jy kan nie Abba Vader outgive nie. Jy kan nie Abba Vader uitgee nie. Jy kan nie meer gee as wat Abba Vader kan gee nie. Jy gee, Abba gee. Jy kan Abba nooit uitoorgee nie. Jy kan nie meer saai as wat hy sal gee nie. Toets dit. Geweldige waarheid is dit nie? Spreuke 10 vers 22 sê, die seun van Jotywawwe, dit maak ryk. 'n moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Met ander woorde, laat toe dat Abba Vader jou seën, kom in die plek van hierdie spesiale liefde deur jou vrygewigheid met 'n gewillige hart. Spreuke 28 vers 27 sê, hy wat aan die armes gee, sal nooit ontbreek nie. Ontbreek jy sekere goeders in jou lewe? Spreuke 28 vers 27 sê, hy wat aan die armes gee, sal nooit ontbreek nie. Wat 'n belofte. Ek sluit amper af. Jesaja 48 vers 17, so sê Jotywawwe jou verlosser, die heilige van Israel. Ek is die Here jou God wat jou leer, wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. As jy maar net na my instruksies sou luister, as jy maar net na my geheimenisse sou luister, sê Abba Vader, dan sou jy vrede, dan sou jy die vrede ervaar het, jy sou soos 'n rivier gewees het, waar deur hierdie water vloei en hierdie golwe, as jy maar nou net sou wou luister.
is belangrik om 'n gedagte te hou in terme van landbou, dat daar gewoonlik 'n interval tussen saai en oes is. Ek het nog nooit gesien 'n boer saai nou die saad en 'n uur later oes hy nie. Hy moet die saad in die voorbereide grond kry, die saad moet ontkiem en dan is daar 'n wagperiode. Dan kom die oes eers op. Nog nooit het iemand 'n belegging gedoen, die geld ingesit en 'n sekond later wil hy dit onttrek en dan hy, as die koerse nou, as jy op die regte tyd koop, kan jy dalk, maar daar is 'n wagperiode. Paulus sê in Galasiërs 6 vers 9, hierdie belangrike les, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Laat ons nie moeg word nie, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons 'n oes insamel, as ons nie opgee nie. So ons saai, en Paulus sê, dieselfde maat, wat 'n mens ook al saai, sal hy ook al maai. En as jy gesaai het, is daar wagtydperk, ons moet wag vir Abba Vader se bestemde tyd vir die oes. Die boemelaar, hy het gesaai, hy het 3 gryskorrels gegee, hy het die aand 3 goudstukke gesien. As ons ongeduldig raak, of ons geloof verloor, of wegdraai van hierdie beginsel, of wegdraai soos die kinders van Israel van die beloofde land af, dan waarborg Abba Vader nie die oes nie. Ons het nodig om ons oë op te hou op hom, en te weet, dat He is a God that will provide. Saai raak deel van jou lewe, jy raak 'n kanaal. Jy raak 'n kanaal waar deur sy lewende water, sy voorsiening, sy blessing, sy liefde, sy barmhartigheid. Kan ek jou vra, sal jy inplak vandag by Abba en sê, Abba, you are my provider, U is my voorsiener. Ek wil 'n kanaal wees van U. Ek wil 'n kanaal wees. Dis die roeping vir vandag. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir U liefde. Dankie vir U goedheid, Abba. Dankie dat U vir ons voorsien, Abba Vader. Dankie vir hierdie beginsel wat U ons reg deur die woord leer. Abba, mag die oë oopgaan en kom verander ons, Abba. Dat ons nie teruggaan op ons ou sienings en ons ou wese nie. Ek weet U het vanoggend met elke een van ons kom praat, want so baie kere is ons soos daai bedelaar wat net so besorgd is oor my. U weet hoeveel het ek. Wat is jy bereid om te gee? Paulus sê, die regte ding is om te doen. Gee jouself. Die regte ding is om te doen, Romeine. Gee jouself as lewende offer. Dankie Vader vir U liefde. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U saad wat U vandag op ons harte kom plant het. Ek bid, Abba, ek vertrou U. Hierdie gaan 30, 60, 100voudig vermenigvuldig vir U glorie. Ek vertrou U. You will do it again. And that is who you are. Vader, daarom wil ons voor U kom staan en ons wil saam opstaan as 'n liggaam en vanoggend voor U verklaar, Abba, ek wil U kanaal wees. You are my provider. Ek is nie my eie voorsiener nie, ek is nie my familie se voorsiener nie. Baba, you are my provider. En ek is net die kanaal waar deur U seën en die blessings vloei. Ek eer U, ek loof en ek prys U. Ek is so afhanklik van U. U is my alles. Kom ons staan so saam en dan worship ons. You are good. I believe you are with me even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. The
provider. Would you speak? I'm listening. I can't do this on my own, so I will lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. You're my provider, my I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me, even now, even now. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. You're my provider, my provider. Aba Vader, U is my voorsiener. En ek wil 'n saaiboer wees wat in vennootskap saam met U wandel, en U saad wat U gee, wil ek net saai. Aba Vader, ek wil 'n besproeiingspyp wees in U koninkryk. U weet wat het die land nodig. U weet wat het die saad wat vanoggend gesaai het nodig. Mag ons hierdie lewende water wees, Vader, waardeur U blessings, U liefde gesaai word. Vader, mag ons ophou die karaktereienskap van die vyand lewe wat selfsugtig is en selfgesentreerd. Ek wil nie so lewe nie, Abba. I'm here for a purpose. I'm called to in a time like this. Come have your way through me. Vader, ek bid U seën oor elke een, soos Numeri 6 vers 23. Waregecha yotevavai vishmarecha. Ja yotevavai panevelecha. Via necha. Jesai yotevavai panevelecha via semlecha. Shalom. Hoe hakel ek nou vas, Abba? Maar Abba Vader sê,
Soms het ons sulke krakies en soms doen ons dinge verkeerd en ons voel, maar joh, ek kan nie eers praat nie. Maar ek sal deur jou kom praat. Abba Vader sê, ek sal jou seën en ek sal jou behoed, my kind. Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. En Abba Vader sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal aan jou shalom vrede gee, ontvang dit. Papa God, ek wil vandag bid vir ons manne wat vanoggend hier saam met ons is, wat kom kuier het. Abba, ek wil bid dat U in al hulle behoeftes sal voorsien. Daar waar hulle bekommerd is, oor hulle familie, oor hulle kinders, daar waar hulle bekommerd is oor hulle self. Ek wil vandag bid, Abba Vader, dat U hulle sal aanraak, dat U liefde hulle sal oorspoel, en dat hulle sal weet hoe uniek, kosbaar en waardig is hulle in U koninkryk. En dat U hulle roep, dat U is nie klaar met hulle nie, U het hulle nog nooit afgeskryf nie. Dat U roep hulle om besproeiingspype te wees in U koninkryk. Kanale waar deur U blessings vloei na hulle familie, na hulle vriende. U liefde vloei. Dankie Vader. Vader, ons eer U vir vandag. U is 'n awesome God. Vader, ek wil U eer dat ons vandag so ook as 'n geestelike familie saam kan net fellowship. Kom loop U deur, Yeshua, waar ons saam braai, dat ons net hier sal begin gee, liefde. Nie in ons eie hoekie gaan sit, want ek voel skaam of niks nie. Nee, kom ons wil U liefde vir ander gaan leef, en met ander gaan praat, en come have your way in this place. Kom leef deur my. U is 'n awesome God, Vader. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawei. Amen.